Uit die brief van die apostel Paulus aan die Filippense, hoofstuk 1, ek dink ek gaan 'n hele paar verse lees. Paulus en Timotheus, diensknegte van Jesus Christus, en al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Vers 3, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor die gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Die Here seën die lesing van sy woord om sy naam se wil. Ek gaan ons maar Joyce vra om die woord van die Here vir ons te seën. Maar Joyce. Baie dankie my Jesus vir 'n wonderlike voorreg wat ons vir vanmôre kan staan om vir u te kom sê dankie vir nog 'n 3 jaar wat u ons deurgedra het. Kom gee ek al die eer en lof van u, want u het dit moontlik kom maak vir die 3 jaar en ek kom sê met 'n dankbare hart, kom sê ek vanmôre vir u so baie dankie. Ek kom seën u ons as 'n familie vanmôre in die naam van Jesus Christus en ek sê vir u baie dankie in die naam van Jesus Christus. Halleluja. Amen. Amen. Dankie mama. Ja, Paulus skryf, en ek dink Timotheus was by hom. Hy skryf hierdie brief aan die gemeente in Filippi. Paulus skryf die brief aan die Filippense, en wanneer 'n mens kyk na die eerste vers, wil sommige teoloë glo dat Timotheus ook deel gehad het aan die skrywe van hierdie brief. Maar hy skryf die brief aan 'n gemeente vir wie hy baie lief was. Paulus skryf die brief aan die gemeente in Filippi, en hy maak nie geheim daarvan dat hy lief is vir die gemeente en dat hy hulle sien as goeie werkers in Christus nie. Hy skryf dit onder moeilike omstandighede, want jy sien toe Paulus die brief skryf aan die gemeente in Filippi, toe is hy in die tronk, Pieter. Toe is hy in huisarrest. So hy self is nie in 'n goeie plek nie, maar hy skryf tog aan die gemeente vir wie hy so lief is, en ek dink die boodskap wat hy vir ons wil gee, is dat hy bid vir hulle, en hy is vervul met blydskap wanneer hy vir hulle bid. Hy is nie met hulle nie, hy is in huisarrest, daar's nie 'n moontlikheid dat hulle kan uitkom nie, maar wanneer hy bid, maak God so dat die afstand verdwyn. En wanneer hy dink aan hulle, en wanneer hy bid vir hulle, is hy vervul met blydskap. Dit het my laat wonder hoe 'n wonderlike persoon Paulus nie moet wees nie, want in sy moeilikste omstandighede kry hy nog 'n geleentheid om bly te wees, om blydskap te openbaar. Met ander woorde, sy omstandighede bepaal hom nie. Sy omstandighede bepaal nie sy blydskap nie. Inteendeel, wanneer Paulus in hierdie omstandighede is, dan is sy blydskap in die Here volkome. Hy is in ongerief, hy is in lyding, maar hy skryf hierdie brief aan die gemeente, en hy sê vir hulle, wanneer ek aan julle dink, wanneer ek vir julle bid, doen ek dit met blydskap. Ek doen dit met blydskap. Het maak nie saak in watter omstandigheid ek myself verkeer nie. Hy is in die tronk in Rome,
En ek dink Filippense 13:1-13 gee ons daai idee. Hy is in tronk in Rome en hy is vasgeketting of hy is in huisarrest. Met ander woorde, hy kan nie beweeg nie. Die skrywe van die briewe van Paulus is nie ongewoon nie. Want jy sien, is nie die eerste brief wat Paulus geskryf het terwyl hy in die tronk was nie. Hy het 4 briewe geskryf terwyl hy in die tronk was. Ek dink 3 daarvan het hy geskryf. Ek dink dit is in Korinte, Efesiërs, Kolossense en Filemon. En dan die laaste brief is die een wat hy skryf aan die Filippense. So al 4 hierdie briewe het hy geskryf terwyl hy in die tronk is, maar hy bemoedig die gemeente ongeag die omstandighede waarin hy verkeer het nie. Paulus het 'n spesiale plekkie gehad in sy hart en in sy lewe vir die kerk in Filippi. Want jy sien, Paulus het die kerk begin. Paulus het die kerk begin van onderaf. Met 'n paar mense het Paulus hierdie kerk begin. Maar die Here het toegelaat dat hierdie kerk gegroei het. In feite is die eerste heidense kerk wat Paulus begin het in die Europese kontinent. Eerste keer dat heidene tot Christus gekom het, nie Jode nie, heidene. En daarom het hy seker so liefde gehad, omdat hy die kerk van die begin af opgebou het. Omdat hy met 'n paar mense die kerk begin het en die Here die kerk laat groei het. Een van die eerste mense wat tot bekering gekom het, was Lydia. Bybel sê, Handelinge 16, sy was 'n purperverkoopster. Antwoorde, sy was 'n besigheidsvrou Tandi. Sy was 'n besigheidsvrou. Paulus hulle kom in Filippi en hy gaan na die rivier toe, ons ongewoon, want Paulus gaan gewoonlik na die sinagoge toe, om daar met die Jode te stry of wat ook al. Maar die keer gaan hy na die rivier toe, en daar sit 'n klomp vrouens daarso, en Paulus verkondig die evangelie aan hulle, en Lydia kom tot bekering. En sy is die eerste een van die kerk van Korinte wat tot bekering gekom het. En weet jy wat vir my so wonderlik is in die gedeelte is dat Lydia het nie alleen tot bekering gekom nie, maar sy en haar hele familie was gedoop gewees. Hulle was almal gedoop. Aan die ander woorde, die familie het tot Christus gekom. En dit is altyd my wens, dat die Here nie net die ma bring nie, nie net die pa nie, maar dat die Here die hele familie bring na hom toe, sodat hulle hom kan dien in gees en in waarheid. Het laat my dink aan die spreker wat gesê het dat die volk kan maar kies wie hulle wil dien, maar hy en sy familie, hulle gaan die Here dien. En Lydia was bevoorreg om dit te doen. Tweede persoon wat deel van die gemeente geword het, was die tronkbewaarder gewees. En dit is my so wonderlik. Paulus en Silas, hulle loop en is 'n persoon agter hulle slavin met 'n waarsêersgees. En sy het vir haar eienaars baie geld ingebring, Rokus. En sy kom en sy praat die agter hulle aan, praat sy, en Paulus bestraf hy gees. En die gees gaan uit daaruit. En weet jy hoe kwaad was die eienaars gewees aan tel? Want hulle kan nou nie meer geld maak nie, want die vrou kan nie nou meer waarsêery doen nie. En as gevolg van daai wonderwerk, beland hulle in die tronken. Hulle beland in die tronk, en hulle is in boeie vasgemaak, hulle is geslaan, hulle sit daar, en weer eens kom Paulus se blydskap vir my na vore. Die Bybel sê, omtrent middernag, maar Doris, toe sing Paulus en Silas lofliedere, toe eer hulle die Here vir dit wat die Here kan doen. Hulle kyk nie na die boeie aan hulle hande nie, en aan hulle voete nie. Hulle kyk nie na hulle rug wat oopgeslaan is nie. Hulle fokus nie daarop nie, man. Hulle fokus
op die Here. Hulle prys hom in moeilike omstandighede. En ek dink dis die les wat ons vanoggend kan leer, maar dol, dat wanneer dit moeilik gaan, man, wanneer dit swaar gaan, moet dit ons nie wegvat van die Here af nie. Inteendeel, ons moet die Here prys wanneer dit juis met ons so moeilik gaan. En weet jy wat doen die Here, omdat die Here gesien het wat in Paulus se hart ingaan? Hy bewerkstellig 'n aardbewing. 'n Aardbewing laat die Here plaasvind. En hy tronk se fondamente skud, man. Die deure gaan oop, man. Die boeye val af, man. Dit is wat my God kan doen as hy sien hoe ons aan hom lof gee te midde van moeilike omstandighede. En toe die tronkbewaarder nader kom en hy sien die deur is oop, hy sien die boeye is af, toe wil hy homself om die lewe bring. Paulus sê vir hom, nee man, is nie nodig nie. Ons is nog almal hier so. Niemand het weggehardloop nie. Ek dink coach, as dit ek was, as hy boeie geval het, is ek weg. Maar Paulus is nog steeds daar. Hulle is nog steeds daar. Hy sê, moenie worry nie man. Ons is nog almal hier. Is nie nodig dat jou lewe moet neem nie. En weet jy wat doen die man? Hy vra vir Paulus, wat moet ek doen om tot die Here te kan kom? En hy kom, man, en hy word ook een van die kinders van die Here. Op 'n wonderbaarlike manier kom die Here, en hy word ook deel van hierdie groot gemeente, die klein gemeente, word hy gedoop. En weer eens, nie hy alleen nie, maar hy en sy hele familie word gedoop. En wanneer ek na die gedeelte kyk, dan kan ek nie anders nie as om te dink aan Trinity Worship Center. Wanneer ek na die gedeelte kyk, hoe Paulus hierdie kerk met min mense begin het, en hoe dit later groter geword het, dan dink ek aan 'n skoolsaal in Astra. Dink ek aan 'n skoolsaal in Astra Primêr, wat daar 'n paar kinders van die Here oudie by mekaar gekom het om die Here te loof en die Here te prys. Hulle het daai besluit gemaak, man, dat hulle wil deel wees van hierdie familie. En weet jy, het is nou die dag, donderdag, toe die oudie daai foto's opsit, toe gaan my hart weer baie ver, want toe sien ek vir my rind, man. Toe sien ek vir my rind. En toe Ursula, ek sal nooit vergeet, die Ursula het my rind gekry by Cleary Park, en my rind vra vir haar, hoe gaan dit? Sê, dit gaan goed. Sy vra vir my rind, vra vir haar, waar dien julle nou? Sy sê, nee, ons is daar op die skoolsaal. My rind het nie geworry oor 'n groot kerkie. My rind het nie geworry oor baie mense wat daar is nie. My rind het vir haar gesê, ons sien mekaar Sondag. En sy het gekom, en sy was deel van ons gewees. En weet jy, een ding wat ek nooit van haar sal vergeet nie, sal vergeet nie. Ek en sy was in 'n gesprek eendag, toe sê sy vir my, sê ek vir my rind, die Here moet ons laat groei. Toe sê sy, pastoor, die Here gaan laat ons groei. Maar ons wil nie hê, daar moet enige een deur daai deur inkom, sê sy. Die Here moet mense stuur wie se harte regtig hier by die gemeente is. En dit is wat ek altyd van haar sal dink, en waaroor ek altyd sal droom, en wat ek altyd sal sê, en vir die Here vra, dat die Here mense sal stuur, wat werklik sy werk op hulle hart het, en vir hom, en hom alleen sal dien. Paulus is lief vir die gemeente. In Filippense 1:7-8 wys dit vir ons wat 'n goeie verhouding hy met hierdie kerk gehad het. Vers 7 sê hy, ek dra julle in my hart. Antwoorde, ek is naby aan, julle is deel van my hart. Julle is deelgenote in die genade. God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. Hy het die gemeente in sy hart gedra, man. Hy het omgegee vir elkeen van hulle. En wanneer hy hulle nie gesien het nie,
dan het hy hulle verlang met die innige tederheid, soos ek hy suster van my so verlang het. Maar die Here gaan ons genade gee, boys, dat die Here ons gaan hou hier in sy teenwoordigheid, hier in sy kerk. Ek is amper klaar. Paulus kom en hy skryf aan die Filippense so wonderlike ding, dat hy met blydskap vervul is wanneer hy aan hulle dink. Nou dit is anders as die ander briewe wat Paulus geskryf het. Paulus het aan die Korinte geskryf en Galasiërs geskryf, en elke keer wanneer hy vir hulle geskryf het, dan moes hy een of ander probleem in die kerk aanspreek. Hy moes een of ander ding wat in die kerk reg is nie, moet Paulus aanspreek. Maar nou kom Paulus en met vrymoedigheid kom hy, en hy sê, dat wanneer hy bid vir hulle, dan doen hy dit met blydskap. Hy is vol blydskap vervul, wanneer hy dink aan hy gemeente, wat hy begin het. Paulus moes seker geweet het, wat in die gemeente gesteek het. En daarom kom hy, en ek wil kortliks net na 2 aspekte kyk, waarom Paulus so lief was vir die gemeente. 2 Korintiërs 8 vers 2 sê dat hierdie gemeente was nie ryk nie. Hierdie gemeente, sê die Bybel, was diep in armoede. Hulle was nie ryk gewees nie. Hulle was armoedig gewees. 2 Korintiërs 8, had ek het vir die lees vers 1, vers 2. Dat onder baie beproewinge, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was. Ander woorde, dit was 'n armoedige gemeente. En Paulus sê nie net armoedig, hy sê diepe armoedig. Maar weet jy wat vir my wat staan uit vir die gemeente Chantel? Is die feit dat hulle vir Paulus finansiëel ondersteun het. Met hulle min het hulle gekom en hierdie apostel van Christus het hulle ondersteun wanneer hy finansiële fondse nodig gehad het. Filippense 4:15 tot 16 sê vir my so mooi. En julle Filippense weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekeninge van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. So het Paulus ondersteun. Hulle het vir Paulus finansies gegee wanneer hy nie gehad het nie. In Thessalonisense kom hulle en hulle gee weer vir hom hierdie ondersteuning. Nie net aan die Filippense nie, maar ook toe hy met ander bedieninge besig gewees het. Filippense 4:18 gee vir ons presies dieselfde ding. En hy kom tot die gevolg dat om te gee is deel van 'n Christen se lewe. Om te gee is deel van 'n Christen se lewe. En hulle het nie uit hulle rykheid gegee nie, mamma. Hulle het uit hulle armoede het hulle vir die huis van die Here, vir die knegt van die Here gegee. En die Here het hulle wonderlik geseën. En wanneer ek aan Trinity Worship Center dink, en maak dit my hart bly, wanneer ek weet, dat die kinders van die Here is nie bang om te gee nie. En hulle gee nie uit oorvloed nie, maar Joyce, hulle gee uit die minheid wat hulle het, gee hulle vir die werk van die Here Madol. Hulle het nie baie nie, maar hulle gee, want hulle wil sien hoe dat die werk van die Here groter word. En moontlik sit jy daar en jy sê, maar pastoor, ek het nog nie reg uitgesoort nie.
Maar moenie worry, die Here gaan jou uitsort. Die Here gaan vir jou werk gee, man, sodat jy ook vir sy huis, vir sy diens ook kan gee. Maar moet nou nie, as jy die werk gekry het, en dan vergeet jy van die Here nie. En jy vergeet van die 10de in die buis. Dis die eerste ding wat die manne vergeet. Moet nou nie dit doen nie, maar wanneer die Here vir jou voorsien het, man, kom en gee vir hom, sodat daar spyse in sy huis kan wees. Armoedige gemeente, maar het gegee vir die werk van die Here. Net soos Trinity Worship Center. As een mamma, gaan nie haar naam noem, Pieter, sy maak my soms bekommerd. En spraat in die kar, nou verduidelike kar, ek hou af van hom oor my visie of wie te praat. En sê ek vir haar, die Haiti is nou aan die gang. En ek wil nie die mense so baie belas nie, maar ons het stoele nodig. Want jy kan sien ons sukkel met die stoele. En as ons op ons grond gaan, dan kan ons nie die mense se stoele vat daarna toe nie. Ons eie stoele moet ons het. Sê ek, maar ek wil vir die gemeente later vra, net een stoel, man, R100. Net een stoel. En as ons almal een stoel koop, dan seker 60 of 70 stoele. Dan kan ons die Here lekker loof en prys. Maar moet nou nie maak so sommige manne in die kerk maak nie. Ek gaan my stoel saam met my vat. En in sekere kerke is daar plekke wat jy nie kan sit nie. Jy moet inkom, jy moet maar mooi kyk, want hy is die Meshaka se bank die, en is die Jacob se bank hy. En wanneer die manne loop, en loop hulle met hulle stoele, Pieter. So wanneer ons gee, en gee ons vir die Here. En die mamma maak my soms bekommer, nou praat met haar, ek deel het mos net met haar. En sê die mamma vir my, pastoor, koop sommer 2 stoele gou, man. En dit klink nou as 'n grap, maar dis 'n ou vrou wie se hart en hande oop is vir die werk van die Here. En soms skeer ek myself, maar soms is ek ook bang, maar Joyce, want ek wil hê die Here met jou seëninge wegvat as gevolg van my nie. Maar mense se harte en hulle hande is oop, en 'n mens kan dit sien veral wanneer ons werke gee. En dan die ander ding wat Paulus van hou van die gemeente, is die feit dat dit met hulle so, hulle was gepersecute, hulle het swaar, hulle was vervolg, man. Hulle was geslaan, in die tronke gegooi en al daai goede, maar hulle het nooit weggegaan van die Here af nie. Hulle het nie toegelaat dat dit hulle van die Here af wegdryf nie. Nie verdrukking nie, nie slaan nie, niks nie. Hulle het nog steeds by die Here gebly. En net so wil ek vanoggend 'n pleidooi rig aan Trinity gemeente. As pastoor jou kwaad gemaak het, man, wees vir hom kwaad, nie vir die Here kwaad wees nie. En die Here het niks vir jou gedoen nie. Wees maar met hom kwaad en kom sort hom maar uit. En dan gaan ons weer aan vir die werk van die Here. Ons los maar verskillend goed. Ons het mos een doel om by die Here eendag uit te kom. So kom ons sorteer dit uit, maar ons bly by die huis van die Here. Hulle het hom ondersteun, toe hy gedink het ander hulle gaan hom ondersteun, het hulle hom ondersteun. Hulle het hom bygestaan, terwyl hy gedink het dat ander hom sou bystaan, Pieter, maar hulle het almal weggegaan. En die Bybel sê vir my so mooi, hulle het van die begin af, het hulle hom ondersteun, die kerk ondersteun. En dis dieselfde gedagte wat ek het, dat daar mense in ons midde is wat reg van die begin af saam met ons was en wat nog steeds deel van die Trinity gemeente is. Mag God ons help, man. Mag God ons genade gee dat ons nooit sal moeg raak om die Here te dien nie. Dat ons nie sal toelaat dat die vyand kom en onderlinge dinge onder ons plaas en vir ons uit mekaar uit dryf nie, maar dat ons by mekaar sal bly en die Here sal groot maak en dien soos hy wil hê
ons moet dien. Ek is bly vir die gemeente, man. Ek is bly vir die mense wat die Here vir Trinity gestuur het. Ek wil nie ander mense hê nie, maar ek wil nie ander hê nie. Die Here het hierdie mense, het die Here gestuur om saam met ons te dien. Wanneer ons in ons kerk gaan wees, en wil ek hê jy moet uitmis die tande. Ek wil hê jy moet deel wees daai dag, wanneer ons gaan ingaan, en ons die Here gaan loof en prys. Paulus eindig die ding af deur te sê, dat ons kan nie ophou om te werk, maar ons moet werk tot wanneer die Here kom. So ons taak is nog nie klaar nie. Hy is nog lank al nie klaar nie. Ons het nog baie werk om te doen, totdat die Here kom om ons te kom haal. Mag die Here ons help en genade gee, en die Here ons by hom hou, en maak nie saak wat ons weer omkom nie. Kom ons lê ons oë. Here, dankie vir 3 jaar wat U vir ons gegee het. Baie klink dit min, Here, maar U was met ons te midde van baie dinge. Het U bewys dat U God is en het ons gebring tot nou toe. Ebenna Eser, Here, tot hier toe die Here ons gedra. En nou dank ons U dat ons weet, die volgende jaar wat voor lê, dat dieselfde Here ons gaan dra na groter dinge, na Kanaan toe, Here, na groter dinge toe, wat U wil hê ons moet doen. Ons wil U net dien en prys, Here, maar ons dankie vir dit wat U vir ons gaan beteken in die toekoms. En seën ons verder, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.